Goeiemôre geliefdes, vanmôre is dit vir my 'n voorreg om u te bedien met die woord van die Here. Kom ons bid saam. Baie dankie ons Hemelse Vader, Here vir die voorreg wat ons vanmôre nog het. Here om ons Bybels oop te maak, daaruit te kan lees en mekaar te kan bemoedig. Bid en bly dit met vele danksegging. Amen. Ek wil vanmôre saam met u lees uit Openbaring hoofstuk 22. Ek lees vir u versie 11 en versie 12. Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen. En wie vuil is, moet vuil bly. Maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen. En wie heilig is, moet heilig bly. Jesus sê in die woord op elkeen van ons harte wat in hom glo. As ek nie na die Bybel kyk, dan sien ons Jesus se werk hier op aarde was voltooi. En die verwagting en die dade wat hy gedoen het, is baie duidelik opgeteken. Daarom het ons as gelowiges wat hom volg, ook 'n opdrag om take uit te voer onder leiding van die Heilige Gees. Nou, op die eiland van Patmos, as Johannes hierdie geleentheid kry om Jesus as die verheerlikte en die roemryke oorwinnaar van die dood voorgestel te word, moet ons kennis neem dat ons word hierdeur opgeroep om daders van die woord te wees en nie net hoorders nie. Dit wil sê, dit wat ek en u ken, dit moet deur dade opgevolg word. Bybel sê ook geloof sonder werke is dood. Daarom kom ons en ons sien dat Jesus kom en hy sê nou vir ons, wie kwaad doen, moet maar voortgaan om kwaad te doen. Want hy was hier, hy het alles gedoen in sy vermoë om te doen, hy het mense agtergelaat, hy het selfs die Heilige Gees nagelaat, na hy in die hemel opgevaar het. Nou, gewoonlik sê ons dade spreek harder as woorde. En dit is inderdaad so. As jy nog op hierdie stadium 'n blik met 'n klomp klippe wil wees, deur 'n geraas te maak, wees verseker, jy sal jou beloning kry vir jou geraas. As jy geregtigheid en heiligheid najag en jou lewe so inrig, sal jy definitief ook beloning ontvang. 'n Mens kan selfs om jou kyk vandag, mense word beloon omdat hulle lewe in lyn met die woord lewe. Nou, ons praat van wederkoms, ons sien uit daarna, en dit is vir ons duidelik, dat selfs in die natuur, as jy geplant het, goeie sade geplant het, sal jy 'n goeie oes het. Nou, as ek nie duidelik kyk na die woord van die Here, dan sê Jesus, gee aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom. Onderwerp jou aan alle gesag wat oor jou aangestel is. Vir die huishouding sê, eer jou vader en jou moeder, en die Here sal jou dae verleng aan die land wat die Here jou God aan jou gee. Alles wat ek julle geleer het, moet julle leer wat my aanneem en my volg. Dat sê hy vir die disippels. Dan sê hy verder, onderwerp jou onder die kragtige hand van God, en hy sal jou gee die begeerte van jou hart. Nou, veilige winsoekers en die wat onreg bedryf, 'n mens kan rondom jou kyk, hulle kyk so sekerlik hulle loon, en menige kere sterwe sulke mense 'n bitterlike, onsierlike dood. Want almal wat onreg doen, sterf in hulle onreg, as hulle nie tot God bekeer nie. Ons moet daarom aflei dat Jesus in sy lewe op aarde 'n spieël vir u en vir my was. So jonk as 12 jaar staan hy op in die tempel en hy lees die woord van die Here. 30-jarige ouderdom begin hy te preek nadat hy deur Johannes gedoop is. Hy lê ook sy lewe af plus minus 33 jaar ouderdom. Nou as ek en jy mooi kyk, dan sien jy die Bybel swyg oor Jesus se jare 13 tot en met 30. Dit is 'n lang tydperk, maar in die tydperk sien 'n mens duidelik
hoe God hom voorberei vir die prediking, vir die kruisdood, en vandag kan ek nie sê, Maranatha, Maranatha, Jesus kom weer, want ons glo dit, en ons weet, dat hierdie woord is 'n betroubare woord. Ons moet net strewe om deur die heiligheid na te jaag. Ons moet Jesus kies as heiland en saligmaker. Ons moet die regte besluite en keuses maak, vasstaan in ons geloof, en as lewende getuies ons lewe so inrig. Geregtigheid moet altyd in dit wat ons aanpak die eindresultaat wees, want die versoeking en die beproewing wat Jesus geweerstaan het en deurgestaan het, is ook ek en u se lot. Daarom moet ek en u toesien dat die Heilige Gees ons oplei, lei, leer en onderrig om te deurstaan in beproewing. Ja, Jesus sê, kyk, ek kom gou, my beloning is by my. Baie keer dink 'n mens dat dit moet net na die dood wees, maar as ons rondom ons kyk en ons sien hoe mense geregtigheid en heiligheid najag, dan pluk hulle die vrugte van die geregtigheid wat hulle najag. Geliefdes, ek en u moet ons lewe soos Jesus se lewe inrig en uitleef dit wat ons in glo. En waarin glo ek en u? Aan die woord. In die woord is daar krag, en die Heilige Gees is tot ek en u se beskikking. Ja, ons moet nie versuim om in 'n oomblik van swakheid op ons knieë te gaan. Nie net in swakheid nie, maar in alle omstandighede moet ons altyd deur die leiding van die Heilige Gees vra. Mag die Here vir ek en u help om te weet dat wat ek en u ook al hier op aarde doen, het 'n beloning. Ja, hy wat 'n boom plant, so sekerlik as hy die boom mooi versorg, sal die vrugte daarvan eet. Mag die Here vir u en vir my, hy opnuut die geleentheid gun om ons lewe in te rig met dade en nie net met woorde nie. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons is vanmôre hier om u te vra om ons te help, Here, om onreg te vermy, geregtigheid na te streef, en dit wat vuil is uit ons lewe uit te hou, en heiligheid na te jaag, sodat ons die beloning uit u hand kan ontvang, en alles wat ons doen, hulde aan u sal bring. Ek bid en bly dit met vele danksegging. Amen.